Leer die Bybel dat vrouens nooit kerk mag praat nie. Julle vrouens moet in die gemeente swyg, want dit is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê. Maar as hulle nie iets wil leer, laat hulle hul eie mans vra, want dit is 'n lelik vir 'n vrou om in die gemeente te spreek. 1 Korintiërs 14, vers 34 en 35. Twee beginsels is betrokke by die apostel Paulus se raad aan die Korintese kerk. Eerstens was daar 'n skeiding of skending van beheerlikheid en onderdanigheid. In vers 33 sê Paulus, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. Hy waarsku, laat alle ordentlike en in orde geskied. Vers 40. In die vroeë kerk het mans en vrouens in gesegsgerede groepe aan weerskante van die kamer gesit. Blykbaar het sommige vrouens aansienlik wanorde veroorsaak deur oor die gang na hul mans te roep en duidelik te vra oor sekere punte in die preek. Paulus het hulle gevra om op te hou om die preek te ontwrig deur te wag om hulle mans by die huis uit te vra oor enigiets wat hulle duidelikheid nodig gehad het oor. Die oosterse kultuur het bepaal dat 'n beskeie vrou versluier word en op die agtergrond bly. Die gevaar bestaan dat die vrou in die Christelike kerk verbind kan word met die geskaaklose dapper vroue wie se gedrag die stand Korinte gestigmateer het. Die tweede beginsel behels die tradisionele rol van 'n man in sowel binnelandse as kerke. Die man was hoofsaaklik verantwoordelik vir die leiding in die aanbidding. In 1 Timoteus 2:12 waarsku Paulus dat die vroue, ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee oor die man en te heers nie, maar sy moet haar stil hou. Daarom moet hulle geen standpunt in die kerk inneem wat moontlik wanorde sou skep nie. Vroue het baie effektief in die werk van die kerk gedien. Hulle is deur God geroep tot profesieamp. Lukas 2:36, 37, Rigters 4 vers 4. En dit is deur Paulus in openbaar en privaat getuienisrolle erken in 1 Korintiërs 11:5. En daarom moet ons die basiese beginsels van Paulus se raad in ons kerke vandag ontdek en toepas. God het spesiale gawes vir almal van ons. Ons moet dit binne omtrekking uitoefen, wat help om die kerk op te bou en nie die verwarring te skep waarvan ons in die kerk en in Korinte lees nie. Liewe Heer, mag my gedrag altyd probeer om die liggaam van Christus op te bou. Amen.